God almagtig. Dankie Vader, dat U ons in ons moeilikheid raak gesien het. Here, en dat U genoeg omgegee het om 'n plan vir ons te maak. Here Jesus, dankie dat U bereid was om Uself vir ons te kom gee. Dankie dat U bereid was om as 'n dienskneg neer te daal. Here, dat U bereid was om te kom ly en om gespot te word en gespoeg te word en alles wat sleg is gesê te word ter wille van ons, ter wille van 'n verhouding met ons. Here Jesus, dankie dat ons ook binne ons pyn en ons lyding ook kan vashou in die wete dat U verstaan. Dat U die een is wat self deur daardie donker valleie kom loop het. Dat U self weet wat dit beteken om te ly. Here, en dat ons daarom weet dat U ons verstaan. Here, en dat U ook weet hoe om ons te troos en hoe om ons weer op te bou. Here, dankie dat U nie net aan die kruishou dood gegaan het nie, Here, maar dat U weer op die 3de dag opgestaan het uit die dood uit. Here, dat U as oorwinnaar uit die stryd getree het. Here, en dat U vir ons kom sê, as ons hierdie selfde pad stap, as U sal ons ook as oorwinnaars uit die stryd tree. Maar ons het nodig om ook eers aan die eie ek te sterf. Here, sodat ons lewe kan neerlê, daardeur kan ons weer ons lewe opneem. Here, dat ons in die voetspore volg van U. Here, en dankie dat ons in Kersfeestyd net weer bewus kan raak van die groot liefde vir ons. Here, U wat vir ons kom wys dat U die eerste tree na ons toe kom gee het. Here, dat U die moeite gedoen het. U hand uitgesteek het na ons toe. Ons kom bid en vra vanoggend dat wanneer ons die woord oopmaak, dat ons baie diep bewus sal word van U Heilige Gees se werk in ons harte. Here, en dat ons U sal sien soos wat U regtig is. Here, dat ons nie na U sal kyk asof U 'n liewe Jesus is, 'n prentjie Jesus wat ons in kindersbybel sien nie, maar dat ons die ware Jesus sal raak sien en sal erken dat U God is. Here, en dat ons weer sal besef hoe afhanklik is ons van U. Here, dankie vir die reën, dat ons weer kon sien, U is 'n God wat sorg en U is betroubaar. Seën asseblief ons vanoggend. Here, kom, maak ons harte gereed vir dit wat U wil kom openbaar. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, vanoggend lees ek 'n baie interessante gedeelte saam met julle. Dit is Matteus 8 vanaf vers 5 en die opskrif hier is die genesing van die offisier se slaaf. Maar vriende, vir jou om regtig die wonder van hierdie verhaal te verstaan vanoggend, wil ek graag net so 'n bietjie agtergrond vir julle gee, sodat julle ook daai bril van daardie tyd se kultuur kan opsit, sodat jy kan verstaan wat het daar gebeur. Die eerste belangrike ding wat ek wil verduidelik, was dat daar was baie duidelike verskillende sosiale klasse. Ons beleef dit ook vandag, maar in daardie tyd was dit baie meer rigied en die lyne was baie duidelik getrek. En jy kon nie sommer vriende wees met iemand van 'n ander sosiale klas nie, dit was ongehoord gewees. Jy het uitgehang met die mense van dieselfde sosiale klas as jy. Daarmee saam is dit belangrik dat ons moet verstaan, in die tyd van Jesus in Israel, was die mense verskriklik arm. Regtig van die armste wat daar al in hierdie lewe was. 'n Klein groepie mense was ryk. En hierdie klein groepie mense het al die hulpbronne gehad. Dit was in hulle besit. So daarmee saam het hulle al die mag gehad. En hierdie mense wat arm was totaal en al afhanklik van die mense met mag, met die hulpbronne. Toe het daar 'n sosiale waarde ontstaan, wat mens noem die baas-klaas verhouding. Nou hoe dit werk is, die baas is die een wat die hulpbronne het, die baie besittings het. Maar hier die klaas het daai goed nodig, maar hulle moet deur hierdie baas werk om dit te kry. So hulle moes goed in ruil gee vir die baas,
sodat die baas vir hulle kon gee wat hulle nodig het. Hulle was totaal en al afhanklik van hierdie baas. So daar was goeie baase en daar was slegte baase gewees. Die baase het gewoonlik arbeid gebruik, hulle het arbeid nodig gehad en dan gee hulle nou vir hulle kos of geld of wat ook al. Maar 'n ander ding wat die baase ook nodig gehad het, was aansien en eer. En daarmee kon die klase ook help. So as die klase om die baase loop en sê, ag, dis die wonderlikste versorger, hy gee om oor almal, dan het hulle so die lof besing van hierdie baas. So dan het die baas ook geld in ruil gegee, of kos of sorg gegee in ruil vir hierdie klase om die baas se lof te besing. Nog 'n belangrike ding is dat die Romeine was in besit van die land Israel in daardie tyd. Die Romeine was baie ryk. Hulle het baie hulpbronne gehad. Die Romeine het op daardie stadium verskriklik baie ander lande besit. So hulle het dit beheer en hulle het daar geheers. Hulle het ook baie belasting geëis van die mense en hulle het intimidasie gebruik om dit te kry. So daar was soldate oral gewees. Daar was Romeinse goewerneurs, wat die groot leiers van die land was, en daar was hierdie soldate oral teenwoordig. En baie van hierdie soldate, van die hogere soldate, het op perde gesit. Alles omtrent hierdie Romeinse soldate was intimiderend, om seker te maak, die Israeliete rebelleer nie, en beklei nie teen hulle nie, dat hulle plekke aanhou ken. So die gemiddelde, die meeste Israeliete, het 'n diep haat vir die Romeine gehad. Want hulle was onderdruk deur die Romeine. Hierdie hoofman oor 100, dit is die een van wie ons gaan lees, die offisier, hy was 'n hoofman oor 100 gewees. Hulle was tipies nog meer intimiderend. Dit was tipies hulle wat op perde gery het. Dit was tipies hulle wat groter aangetrek het, en wat groter was, wat sterker was. Want hulle het intimidasie gebruik om mense in hulle plek te hou. Nou met dit in gedagte gaan ons nou hierdie verhaal saam lees, en dit is hier Matteus 8 vanaf vers 5, en julle is welkom om saam met my te lees in julle eie Bybels. Nadat Jesus in Kapernaum aangekom het, het 'n offisier by hom hulp kom vra en gesê, Here, my slaaf lê by my huis verlam en verduur baie pyn. En Jesus antwoord hom, ek sal hom kom gesond maak. Maar die offisier sê, Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Ek is ook 'n mens wat onder gesag staan en ek het soldate onder my. Vir een sê ek, gaan daarheen en hy gaan. En vir 'n ander, kom en hy kom. En vir my slaaf, doen dit en hy doen dit. Jesus was verwonder toe hy dit hoor. En hy sê vir die mense wat agter hom aangekom het, dit verseker ek julle, ek het nog by niemand in Israel so 'n groot geloof teëgekom nie. Ek sê vir julle, baie sal van die ooste en die weste afkom en saam met Abraham, Isak en Jakob aan tafel gaan in die koninkryk van die hemel. Maar mense vir wie die koninkryk bedoel is, sal in die diepste duisternis daar buite gegooi word, waar hulle sal huil en op hulle tande sal kners. Jesus sê toe vir die offisier, gaan terug en wat jy geglo het sal gebeur. En sy slaaf het op daardie oomblik gesond geword. Ek lees vir ons tot sover. Vriende, ek dink 'n vraag waarmee min van ons onsself regtig daagliks besig hou, is die vraag of ons in Jesus glo. Moenie my verkeerd verstaan nie, daar kom tye in ons almal se lewe wat ons in tye van twyfel ingaan en wat ons worstel met hierdie vraag. Lewe God regtig, bestaan Jesus? Maar meeste van ons het van kleins af in 'n Christelike huis groot geword en ons weet eintlik, ons glo in Jesus. En dis belangrik, dis 'n baie belangrike vraag. Want of ons in Jesus glo en dit wat hy vir ons kom wys het in sy woord, dit bepaal of ons in 'n verhouding met hom staan.
Dis baie belangrik. Maar vriende, 'n tweede vraag waarmee ons onsself heeltemal te min mee besig hou, is wat glo ons oor Jesus? Want dit bepaal hoe ons verhouding met Jesus lyk. Dis 'n baie belangrike vraag om te vra. Wat glo jy oor Jesus? Is Jesus net vir jou, liewe Jesus, wat jy van lees in die kinderbybel, en kinderbybel is nie sleg nie, maar as jy daar vashaak, het jy 'n probleem. As hy net die liewe Jesus is wat in 'n krib kan pas. Daar is verskillende name vir Jesus in die woord, waarvan ons lees in die Nuwe Testament. Hy word onder andere die Messias genoem, die Christus, die Seun van God, en dan die Seun van die mens. Ek gaan volgende week bietjie fokus op hierdie naam van Jesus, die Seun van die mens. Vanoggend wil ek fokus op Jesus se naam, die Seun van God. Ons kan hierdie nie vergeet nie. Jesus is God. Hy is nie net die liewe Jesus, die romantiese prentjie van Jesus wat in die krib lê nie. Hy is die almagtige God, deur wie die hele wêreld, die heelal geskep is. Moet dit nie vergeet nie. As ons dink oor hierdie vraag, wat glo ons oor Jesus, dan moet ons besef, baie keer sit ek en jy vir Jesus in 'n boksie, 'n netjies verpakte boksie. Ons plaas beperkings op wie Jesus is, en ons wil eintlik dink, hy is soos ons mense. Ons vat daardie woorde van, ons is na die beeld van God geskape, en ons dink dit beteken, Jesus is soos ons. Daar's 'n verskil, vriende. Ons is na die beeld van God gemaak. Dit beteken nie, Jesus is soos ons nie, hy is God. Hy is die almagtige, hy is die alwetende, hy is die allerhoogste. Ons is nie op dieselfde vlak as God nie. Daar is 'n groot verskil. In hierdie verhaal help hierdie Romeinse offisier vir ons om eintlik drie belangrike goed te sien oor hoe ons oor Jesus moet dink en moet glo. En dit gaan ons hele lewe bepaal, dit gaan ons verhouding met Jesus bepaal, dit gaan ons verhouding met mense bepaal, en dit gaan ons verhouding met die kerk en ons bediening bepaal, ons roeping. Dit is verskriklik belangrik wat ons oor Jesus glo. Die eerste belangrike ding wat ek hier sien van die Romeinse offisier, wat ek eintlik agteroorval, ek dink die mense wat daar was, kon nie hulle oë glo nie. Hierdie Romeinse offisier, en ek stel myself voor, hy sit nog op sy groot wit perd ook, en hy kyk af op hierdie Jood, en hulle sou die Jode verskriklike name genoem het. Hulle sou baie keer vir hulle sommer net jou Jood genoem het, en dit was vir hulle 'n belediging. Hulle sou hulle slegte name genoem het, maar hierdie Romeinse offisier noem Jesus Here. In daardie tyd was dit 'n naam wat jy gebruik het vir iemand vir wie jy baie respek gehad het. Dit was 'n titel van eer gewees. En hierdie Romeinse soldaat noem vir Jesus, 'n gewone Jood in sy oë dalk, in ander mense se oë, noem hy Here. Die tweede plek waar dit vir ons duidelik word dat hierdie Romeinse soldaat anders na Jesus gekyk het as baie ander mense, is toe hy vir Jesus sê, ek is dit nie werd dat u in my huis kom nie. Dit was baie gewoon vir mense wat wonderwerke van Jesus gesoek het, dat hulle die persoon wat siek was vir Jesus gebring het, of wat hulle vir Jesus gevra het om huis toe te kom. Maar hierdie Romeinse soldaat sê, Here, ek is nie goed genoeg dat u in my huis kom nie. Heeltemal andersom. Hierdie Romeinse soldaat het besef, in 'n verhouding met Jesus is hy die klaas, en Jesus is die baas. Jesus is die een wat alles het, wat hy nodig het. Hy is die een wat afhanklik is van Jesus. Hy is die een wat soos 'n bedelaar bakhand, leë hande voor Jesus staan, en afhanklik is van Jesus. Vriende, miskien dink jy, ja, natuurlik is dit so. Ons weet dit, vertel vir ons iets wat ons nie weet nie. Vriende, ek dink ons vergeet dit. Ons vergeet hoe afhanklik is ons van Jesus. Ons vergeet wat 'n groot genade dit is, dat ek en jy in 'n verhouding met hom kan leef.
Hierdie Romeinse offisier was 'n heiden. Dit kon gewees het dat hy besef het, hy is nie deel van die uitverkore volk nie. Hy kan amper nie dink dat Jesus na sy huis toe sal wil kom nie. Vriende, ek en jy is ook heidene. Ons is die een wat hier sit Jode nie. Ja, ons is deel van die uitverkore volk van God, deur die genade van Jesus. Nie omdat ons dit verdien nie. Dis genade dat daardie oopgemaak is ook vir ons. Vriende, en ek dink ons wat so baie en al vir so lank in 'n verhouding met die Here is, ons vergeet wat 'n gemors ons was op 'n stadium. Ons vergeet hoe doodse bestaan ons geleef het. Ons vergeet hoe leeg ons aan die binnekant was sonder Jesus. Ons vergeet hoe droog ons gemaak het. Hierdie soldaat wys vir ons moet onthou dat ons afhanklik is van Jesus. Vriende, hierdie verstaan van Jesus sien ons wanneer ons kyk na hoe ons verhoudings met ander mense lyk. As ons hart is teenoor ander mense se sondes, dan beteken dit jy vergeet hoe jy uit genade gered is. As jy hard is met die wêreld se leegheid en hoe hulle partykeer verkeerde goed aanvang en wat hulle droog maak en jy's hard met daardie mense, dan vergeet jy hoeveel genade aan jou bewys is. Dis die plek waar dit uitkom wat ons oor Jesus dink. Onthou jy nog hoeveel genade hy aan jou bewys het? Onthou jy nog dat jy dit nie verdien om in 'n verhouding met hom te wees nie? Want dan gaan dit uitvloei in jou verhouding met ander mense ook. Jy gaan besef, en ons gaan volgende week lekker daarby stil staan, jy gaan besef, Jesus se genade is ook vir daardie ou bedoel, wat droog maak. Jesus se genade wil ook hierdie persoon bereik. Jesus wil ook hierdie persoon sy kind maak. Net soos wat hy aan my genade bewys het. Die tweede ding wat ek dink ons hieruit kan raak sien, is dat ons moet mooi dink oor hoe dink ons in ons gebedslewe oor Jesus. Ek kom agter in ons gebedslewe, dink ons baie keer, Jesus is soos 'n mens. En dit beteken ons kan hom manipuleer. Ons dink ons kan die regte goedjies sê en Jesus so om ons pinkie draai, sodat ons kan kry wat ons wil hê. Ons dink baie keer dat as ek na Jesus toe kom, kan ek soos 'n 4-jarige kind al die verskillende metodes probeer, baie verskillende taktieke probeer om te kry wat ek wil hê. Ek kan soos 'n 4-jarige kind 'n tantrum gooi en myself wip en kwaad word vir die Here, want dan gaan hy nou spring. Dan gaan hy besef, hy gaan my dalk verloor en dan gaan hy nou vir my gee wat ek nodig het. Vriende, die Here het ons nie nodig nie. Ons het die Here nodig. Die Here het ons nie nodig nie. Hy wil ons hê, hy wil in 'n verhouding met ons staan, maar hy het ons nie nodig nie. Die Here skrik nie vir ons emosies, ons wat ons hande in die lug gooi en sê, ek wil nie meer u werk doen nie, of ek gaan nie meer in u glo nie. Die Here skrik nie vir ons emosies nie. Hy het daai emosies gemaak. Dit help ook nie om die Here mooi te paai, soos 'n 4-jarige dogtertjie, die mooiste glimlag opsit en sê, asseblief pappa, beteken die Here gaan dan vir jou gee nie. Dit beteken nie as jy al die regte mooi goed doen, dat die uitkoms gaan wees soos wat jy wil hê nie. Want jy's 'n mens en God is God. Jy verstaan so 'n prentjie, so 'n deeltjie van die prentjie. God sien die hele beeld. Hy gaan nie laat jy hom om sy pinkie, jy gaan nie hom om jou pinkie draai nie. Hy is God. Ons sien in ons gebedslewe, wat dink ons oor God? Wat glo ons oor Jesus? Kan jy hom manipuleer? Dink jy kan hom manipuleer? Want dan het jy nog 'n skewe prentjie van wie Jesus is. Die laaste gedagte waarby ek wil stil staan, is wie sit op die troon van jou lewe? Besef jy dat Jesus die een is wat behoort op die troon te sit? Besef jy dat Jesus die koning van die heelal is? Dat hy die regeerder is? Besef jy dat jy sy onderdaan is?
dat jy sy dienskneg is. Eintlik in die harde taal van die Bybel, dat jy sy slaaf is. En moet nou nie dink aan die slawe van die ou tyd wat mishandel was en so nie, maar 'n slaaf wat totaal en al gewy was aan die werk van sy meester. In die taal van die Nuwe Testament, ons is God se slawe. Ons het die woordjie mooi gemaak en gesê ons is sy diensknegte. Maar ons behoort aan die Here. Dis hoe jy Jesus reg moet verstaan. Hy is die een wat op die troon sit. Nou wat baie keer gebeur is, wanneer ons in 'n verhouding met die Here intree, ons nooi die Here in ons harte in ons lewe en ons sê, ja Here, ons wil U dien, ons wil aan U behoort, ons wil 'n verhouding met U hê. Maar sodra hy in ons lewe in is, dan hou ons daarvan om Jesus na die passasierssitplek toe te skuif en te sê, okay Here, ek sal bestuur. En dan in ons lewe word Jesus net ons regterhand. Hy word nie die ene wat vir ons sê, pas op daardie pothol. Hy word nie die een wat sê, ek sien ons is oor 30 minute daar. Hy word die passasier, maar jy is die een wat bestuur. Jy is die een wat bepaal in watter rigting jy gaan. Nee, dis nie die bedoeling nie. Dis nie Jesus se regte plek in jou lewe nie. Dis nie waar hy behoort te sit nie. Jesus behoort op die troon te sit. Jesus behoort die bestuurder te wees. Jy moet die passasier wees. Dit is die regte verhouding met Jesus. Glo jy so oor Jesus? Of glo jy hy moet in jou lewe inpas? Of glo jy hy is sit op die troon? Hy is in beheer. Want hy het al die mag in hierdie wêreld. Hy weet, hy is die alwetende, alwyse, alomteenwoordige, almagtige, allerhoogste God. Hy hoort op die troon. Wat glo jy oor Jesus? Want dit bepaal hoe jou verhouding met Jesus lyk. Ons sien dit ook in ons bedieninge, die manier hoe jy bedien in die kerk en in hierdie wêreld. As dit net oor die eie ek gaan, oor jou eer gaan, oor jou gemak gaan, dan sit jy op die troon. As kerk vir jou gaan oor wat jy wil hê en wat vir jou die lekkerste is en wat vir jou goed en mooi en gemaklik is, dan sit jy op die troon, nie Jesus nie. Ons moet seker maak, wat glo ons oor Jesus? Glo ons dat ons totaal en al afhanklik is van hom, dat dit genade is, dat ons gered is. Glo ons dat ons nie vir God kan manipuleer nie, want hy is God en ons is 'n mens. Hy is die seun van God. Glo ons dat hy op die troon sit en dat hy die bestuurder is en nie ek nie. Dat hy nie by my lewe moet inval nie, maar dat ek by sy wil en sy koninkryk moet inval. Wat jy glo oor Jesus bepaal jou hele lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie, baie dankie vir hierdie voorbeeld van die Romeinse offisier, wat vir ons kom wys het. Here, dat ons die regte prentjie van U moet hê, ons U reg moet verstaan, dat ons moet weet, dat U die allerhoogste God is, dat U net 'n mens is nie. Here, dat U nie net soos ons is nie, maar dat U God is. Here, jammer dat ons U kleiner gemaak het as wat U regtig is. Jammer dat ons U soveel keer in 'n boksie plaas en dat ons dink U is soos 'n mens. Here, dat ons dink soos 'n mens kan ons U manipuleer en uit U uitkry wat ons wil hê. Here, dat ons partykeer dink U is soos 'n mens, dat ons U nie so nodig het nie, dat ons U net kan inroep op 'n dag wat daar nood is. Maar dat ons van dag tot dag sonder U kan regkom. Here, vergewe ons dat ons hierdie wanpersepsie van U het, hierdie skewe beeld van U het. Here, jammer dat ons partykeer self op die troon wil sit en dat ons dink U moet aan die voete sit. U moet ons dienskneg wees. Here, help ons om hierdie beelde reg te trek, hierdie skewe prentjies in lyn te kry, dat ons kan sien hoe dit werklik is, sodat ons U kan sien soos U werklik is. Dat U God is van die heelal, dat U God is van my lewe, van hierdie wêreld, dat U almagtig is. Here, en dat U hoort op die troon van my lewe. Here, dat ek afhanklik is van die goedheid
en dat ek dankbaar kan wees vir u genade. Here, help ons asseblief om ons prentjies reg te trek. Want ons besef weer vanoggend hoe dit ons verhouding met u beïnvloed. Here, wees ons genadig daarin en deur die Heilige Gees kom openbaar die waarheid aan ons. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.